Elmien se afspraak met 'n boemelaar, Adele Reinders, 'n volledige liefdesverhaal, audioboek in 1 sessie voorgelees. 'n tweede kans op gelukstorie veel later in die hoofkarakters se lewens. Genigtig, wie op aarde sal 'n huis soos hierdie op 'n klein dorpie wil koop? Wonder Dr. Elmien van Sail, voordat sy van die venster van die kantore van die eiendomsagente af wegdraai. Sy het die advertensie net toevallig raak gesien, toe sy met haar inkope uit die algemene handelaar se winkel langsaan uitkom. 'n reuse 6 slaapkamerplek met 4 badkamers. Fotos wat alles moet laat beter vertoon as wat dit waarskynlik is. Maar steeds, as hierdie huis in Pretoria was, kon hulle miljoene daarvoor vra. Hier in 'n klein vakansiedorpie in Mpumalanga sal hulle met minder as halfprys tevrede wees, lyk dit vir haar. 'n boedelhuis, nie 'n slegte koop nie as iemand sy rug op die groot stad wil draai. Elmien maak haar nuwe Toyota Prado se deur oop en sit die pakkies in. Wanneer sy om die kar loop om agter die stuurwiel te gaan inskuif, kom iemand van vooraf aan en hulle loop doef in mekaar vas. 'n vuiler as vuil gehavende knert, wat met 'n uitroep een kant toe spring om vir haar pad te maak. Net vir 'n oomblik kyk hy op, maar Elmien herken hom dadelik aan sy oë. Daardie helder blou oë kan net aan een man behoort. Sy weet, dit moet hy wees, haar eerste liefde, al is dit soort van onmoontlik. Daar word mos beweer dat hy dood is, iewers in die buiteland. Maar hier is hy dan nou, 'n veel ouer weergawe van die seun oor wie sy haar hoërskooljare weggedroom het, saam met wie sy op universiteit oor kadavers gebuk het en lang aande omgeswat het om elke beentjie, elke spier en elke orgaan in die menslike liggaam se Latynse name te leer ken. Nou, 30 jaar later, het daar van 'n mooi jong man net 'n bejammeringswaardige, gebreekte wrak oorgebly. As dit hy is. Anders is dit sy dubbelganger, verseker. Die man se skoene stikkend en hy sleep die selfgemaakte motorbandsool onder sy regtervoet saam. In sy hand klem hy 'n klein plat botteltjie iets wat alkohol bevat vas. Herken hy haar ook? Of sien hy net 'n persoon wat in walging na hom staar raak? Hy draai onverwags weg, laat sak sy kop en begin haastig wegstap. Elmien kan waarskynlik in haar nuwe Toyota klim en nou wegry, maar toe gryp sy haar handsak en sit hom agterna. Anton Skuman, roep sy uit, want as dit hy is, so onmoontlik soos wat dit nou vir haar voel, dan wil sy dit weet. Met wydgerekte blou oë kyk hy oor sy skouer en verander 90 grade van koers, reg voor 'n aankomende motor in. Iemand soos hy wil duidelik nie raak gesien word nie, veral seker nie deur 'n ietwat lanie, goed versorgde stadsdame in 'n moderne silwer SUV, wat maak asof sy hom van iewers afgeken het nie. Genigtig wil jy selfmoord pleeg? Elmien gryp sy arm en pluk hom hardhandig op die sypaadjie neer. Wie is jy en wat soek jy van my? Vra hy omgekrap en vryf oor sy regterbout. Elmien Groenewald, ek is jou meisie van lank terug. Groenewald is my nooiens van. Kan nie wees nie, ek ken nie so iemand nie, vergeet dit. Wel, kom ons begin dan van vooraf. Miskien moet ek jou gedagtes verfris. Kom ons begin by die kwaai skoolhoof, Groenewald se dogter, herinner sy hom, en later jou studentemaat op Tuks. En of jy nou wil, onthou of nie, ons was immers mekaar se eerste geliefdes. Iets wat niemand tog ooit sal kan vergeet nie. Maar hy het duidelik, want hy blaf. Ek het in my ganse lewe nog nooit van 'n Elmien Groenewald gehoor nie. Waar is my goed wat ek hier by my gehad het?
Hy besef skielik dit is sy bottel wat in die straat lê en bloei en sy blou oë vertrek aanvanklik van pyn voordat dit begin blits met dieselfde vuur as toe hy jare gelede geduik het om 'n dree onder die pale te gaan plant. Kyk nou net wat het jy hier reg gekry. Jammer, kom ek maak dit vir jou op. Sy maak haar handsak oop en plak 'n paar blou note vir hom neer op die grond. Gaan koop dan maar vir jou 'n paar ander ou botteltjies. Dis met 'n verbuiserende hoeveelheid energie dat hy dit gryp, opvlieg en die drankwinkel daar naby binnestorm, sy een skoen agter sy hak aan. Maar Elmien sit hom ook agterna. So maklik gaan hy nie van haar af wegkom nie. Bly weg van my af, dreig Anton toe hy met sy nuwe aankopie in 'n swart plastiek sak uitstap. Hierdie keer gaan sy niks daaraan doen nie. Nee, ek is jammer, ons gaan eers praat. Wel, of sy wil praat of nie, dit is blykbaar haar probleem, want hy wil nie praat nie. Hy vat pad. Onverwags tuimel hy iewers van daardie einste pad af en sy sien dat daar 'n yslike waterpyp onder deur die pad loop. Die man buig effens vooroor en duik in die waterpyp en daar staan 'n supermarkwaandjie waarin hy seker al sy aardse besittings mee rondry. Hy gaan sit lê teen die skuinskant van die pyp en vou 'n vuil kombers wat uit die waandjie kom om hom. En toe vou sy lippe om die bottel se tuit asof dit die vloeistof van lewe is wat nou daar uitloop. Hulle is tuis, welkom in Anton se huis. Elmien stap ook in, maar sy is te vies om te gaan sit in 'n plek wat na urine, feses en ander vrotgemors stink. Uiteindelik hang sy so half met haar rug teen die skuinskant van die agterkant. Handsak styf in haar hande geklem en kyk hoe die son agter die boomtoppe verdwyn. Het jy nie 'n man en kinders wat vir jou wag nie? Vra Anton nadat hy die helfte van die bottel se inhoud in sy keel afgegooi het. Ek het 'n man gehad, hy wag nie meer vir my nie en my kind is al groot. Hy werk al. Hy snork. En nou stalk jy boemelaars soos ek. Moet ek bang wees vir jou? Vermoor jy elties wat doelloos rondhang? Ek is nie bang om dood te gaan nie. So doen dit net. Waarmee gaan jy dit doen? Het jy 'n revolver of 'n mes in jou handsak? Nee, wat, jy hoef nie vir my bang te wees nie. Ek sal jou niks aandoen nie. Buitendien, ek is heeltemal te verras om te sien dat jy nog leef. Daar is regtig mense wat glo dat jy dood is. Elmien kyk hom 'n oomblik aan, voordat sy stok optel en in die grond voor haar begin krap. Rustig, hy moet sien, sy is nie van plan om hom te verlaat, of om hom met die stok oor die kop te slaan nie. Anton kyk haar 'n oomblik lank aan, en toe neem hy nog 'n sluk uit sy bottel. Hy draai die prop terug, en toe maak hy sy oë toe. Miskien power nap hy gou, soos wat hulle gedoen het, terwyl hulle saam met hulle hospitaaljaar besig was. Nou kan sy in elk geval mooi na hom gaan kyk. Daar die pragtige, goed versorgde hande van destyds, wat intussen onder tyd en ontberings deurgeloop het en vol skrape en merke is. Onder die klompie hare op sy gesig kan sy nie te veel van die res van sy gelaatstrekke sien nie. Daar is 'n effense letsel wat oor sy neus en wang loop en sy wonder oor die oorsprong daarvan. Dalk 'n goed gemikte vuishou vir 'n drommel wat op die verkeerde tyd op die verkeerde plek was? Nee, eerder 'n gebreekte bottel in die gesig gekry het, want hy het hom sekerlik gevat, wat nie syne is nie. Sy linker broekspyp is korter as die regter een. Ai, toggie, hoeveel seer en pyn het hierdie man nie verduur voor vandag nie, liggaamlik en geestelik. Elmien voel skielik asof sy eerder kan huil, veral as sy daaraan dink hoe volmaak hierdie lyf eens was, toe hulle nog by mekaar was, wanneer sy hom naak gesien het en hulle liefde gemaak het. En die tyd toe daar drome in sy oë was, sy planne vir die toekoms, hulle planne vir die toekoms, wat uiteindelik soos dag by nag verskil het. Anton se familie wat skatryk was, sy pa die dokter op die dorp, die elke jaar nuwe Mercedes-Benz dokter van die dorp, hy en een met net 2 kinders.
Sy, wat Elmien is, was een van 6. Haar pa het skoolhoof geword, omdat hy van kinders hou. Ma ook. Daar was nie baie geld nie. Onderwysers het nie geld verdien nie. Maar daar was liefde. Mens kan albei hê, het Elmien op 'n stadium besluit, geld en liefde, maar beslis nie as jy 'n half dosyn kinders het om groot te maak nie. Die dat sy later gekies het om net die een te hê, en besluit het, voor dit nog, om 'n beroep te kies wat aanvanklik harde werk mag wees, maar jou later met groter gemak kan laat leef. Medies. Die ideaal is om vir jouself 'n man van jou eie stand te kies, en dan saam met hom ryk te word, saam geld te maak. Wat sy tot haar skok agtergekom het, toe nie een van Anton se ambisies was nie. Hy wou blykbaar arm bly, eerder die massas help, iewers waar Afrika nog wild is, in 'n gehuggie woon, of in lande waar vroue nie regte het nie, né? En toe word hy boonop heilig, bekeer homself en beland op een van daardie dokters sonder grense skepe. Sy dink skielik weer aan hulle laaste selfoongesprek. Elmien, jy moet by ons kom aansluit in Durban, wanneer ons in die hawe aandoen, het hy entoesiasties uitgeroep, toe hy haar van 'n satellietfoon af kon bel. Stuur jou papiere deur na hierdie mense, ek los dit vir jou op 'n SMS, né? Want dit was mos voordat jy WhatsApps kon doen. In daardie stadium het Elmien in Anton se pa se praktyk gewerk. Toe sy dit vir sy pa, Dr. Schoeman noem, het die man geskok uitgeroep. Bel die man terug, sê vir hom, hy moet huis toe kom, ek is moeg, ek wil aftree, hy moet by my kom oorvat. Wat Anton toe nie gedoen het nie. Inteendeel, toe sy nie in Durban by hom gaan aansluit nie, het hy vir hom 'n Iranese verpleegster nader getrek en sy 2 kinders by haar gehad. Hulle is saam Iran toe. En dit was die laaste wat sy ooit van hom gehoor het. Haar gedagtes word onderbreek toe Anton onverwags vra, wat is dit nou eintlik wat jy van my wil hê? Ek wil jou terugvat van waar jy vandaan kom. Ek wil die skerwe van jou drome bymekaar uitmaak en uitvind of daar iets is. Iets wat nog iewers in jou lewe kan sin maak, Anton. Regtig? Soos om te gaan werk? Soos om geld te maak en my eie dop te koop? Nee, wat, daai soort goed is nie vir my nie. Jy moet loop voor dit donker is, hulle gaan jou duur kar steel. Ek gaan nou regtig slaap. Terwyl Anton se oë weer toegeval het, het die son se lig finaal verdwyn, en toe die straatligte een vir een flikkerend aangeskakel. Kan jy glo, op 'n dorpie waar die teerpad weer begin grondpad word, het straatligte gebrand. Maar sy het nie geloop nie. Sy het begin dink oor haar eie lewe. Sy was ook al in sak en as, maar nog nooit so, dat sy alles wou opgee, soos hierdie man nie. Sy wil beslis in elk geval nie haar werk verloor nie. Sy is haar werk, al is dit soms moeilik om die simpatie en aandag te skenk, wanneer mense met hulle pyne en seer by die spreekkamers instap. Net soos Anton se pa, het sy ook gedink dat haar seun eendag haar aandele daar sal oorneem. Maar hy stel nie belang nie. Hy het gekies om sy mediese loopbaan in Kanada tussen die rykes te gaan voortsit. En toe is haar man en sy nuwe vrou, of haar ex-man liewer, en sy nuwe vrou agterna. Sy berus daarby, sy hou van alleen wees. As jy elke dag van jou lewe met mense werk, is vakansies die tye waarop jy leer om jou eie batterye te laai. Die dat sy nou alleen hier is, om die week in die reuse huis op die Forelplaas in die heuwels by Machado dorp deur te bring. 'n Huis waar daar seker al 'n heerlike kachel teen hierdie tyd brand, want die werkers kom ons stil in, en dan diens hulle die huis. Hulle was skottelgoed, maak beddens op en hou visgereedskap reg, as daar van die manne is wat wil visvang. Die ander aandeelhouers is kranige vlieghengelaars. Dit het sy al by die vergaderings gehoor. Hulle neem gewoonlik vriende saam. Sy seker die minste moeite van al die aandeelhouers, omdat sy gewoonlik alleen kom kuier hier.
En dit is wat sy nou gaan doen, teruggaan na daardie alleenheid en daardie huis toe. Die man, wat toe nie haar Anton is nie, gaan sy hier agterlaat, terugstap na haar kar toe en weer pad vat na die luukse vakansiehuis toe. Sy kyk na die bondel wat daar teen die muur lê en wonder of sy dalk sy laaste greintjie hoop was om weer iewers te kan oorbegin in die samelewing. Wel, as sy nou wegstap, is dit ook verby en dan is dit maar so. Langs die man op die grond sien sy dat daar nog drank in sy bottel oor is. Sy vat dit en drink 'n huildrank op hom en die maan en die straatligte wat skielik helder skyn. Au revoir! Sy mis haar bad, tandeborsel, skoon warm klere en hoofpynpille. Miskien het sy hardop au revoir gesê, want Anton, wat toe nie Anton is nie, word uit sy gehavende komberse gebore en lyk oes. Hy staan op, stap uit en gaan staan agter 'n boom en sy hoor 'n stroompie loop. Ja nee, lekker om 'n man te wees. Wat doen 'n vrou nou eintlik in die veld? Dis tyd dat sy by 'n plek kom waar sy 'n behoorlike draai kan loop. Die man vloek saggies toe hy terugkom en sy leë bottel ontdek. Jammer, dit was koud en dit het begin reën. Dit is ek wat jou bottel leeggemaak het en nou is ek honger. Ek gaan huis toe en ek gaan kos soek om te eet. Hy glimlag amper. Dit is oukei, jy het daarvoor betaal, jy mag het seker maar gedrink het. Maar wat van die reën? Soek jy 'n kombers of 'n sak om oor jou te trek? Wel, as jy nog 'n swart sak het om af te staan, sal ek dit graag by jou koop. Nee, jy hoef dit glad nie te koop nie. Dit is nou my geskenk vir jou. Hy het sowaar nog 'n swart sak met gate vir kop en arms en sy trek dit oor haar klere aan. Toe sê die man, kom ek stap saam met jou kar toe. Dit is regtig nie veilig vir 'n vrou om alleen in die donker hier rond te loop nie. Hy versteek weer sy waantjie. Met 'n swart sak oor sy eie lyf stap hy vooruit in die rigting van haar kar. Dit neem hulle verby 'n restaurant. Hy steek eers vas. Het jy gesê jy is honger? Kan ek vir ons iets kry om te eet? Natuurlik is ek honger. Ek het vanoggend laas geëet, maar ek sal vir myself iets gaan maak om te eet daar by Forelhuis. Jy onthou mos, dis die huis waarin jou pa en jou broer en ons ander klomp aandele gehad het, hier in Machadedorp. Dit is waar ek nou vir hierdie week vakansie hou. Wil jy 'n vuil en verwaarloosde boemelaar soos ek saam met jou na daai huis toe neem? Wat as ek ongeskik raak en besluit ek soek meer as net kos, as ek jou iewers vastrek en myself aan jou opdring? Wil jy? Vra sy. Nee, nou moenie worry nie, ek sal nie probeer om jou te verlei nie, antwoord sy. Ek het jou in elk geval nie genooi om saam te gaan nie. Net soos wat jy nie sommer deur enige een opgetel wil word nie, sal ek ook nie daarin belang nie. Ek het nie vir jou genoem van die huis, omdat ek dink ek wil jou saamvat nie. Sjie, dankie tog, spot hy en vryf oor sy baard. Maar terwyl ons nou albei honger is, vir regte kos, wees asseblief my gas. Hoe? Vra sy verras. So, onverwags trek hy 'n stuk van haar hare uit haar netjiese Franse vlegsel. Toe buik hy af en vat 'n handvol modder en voordat sy kan wegtrek, smeer hy dit oor haar gesig. Ah, das hy, nou lyk jy soveel beter. Vies probeer sy om dit van haar af weg te kry. Intussen klop Anton aan die agterdeur van die restaurant en iemand loer uit. Die man glimlag en oorhandig 'n bakkie met oorskiet kos aan hom. Anton lig die deksel en loer in. Dankie, dit lyk heerlik. Dit is gourmet. Kom meisiekind, kom ons gaan eet. Wie is sy? Vra die man en beduie in Elmien se rigting. Sy is my splinter nuwe vriendin, wat dink ons kom van lank gelede af, of so iets. Die ou van die restaurant gleer haar 'n oomblik aan. Hy weeg haar, voordat hy sê, wag net 'n oomblik, ek het vir haar ook 'n bakkie. Sy bedank hom hartlik en innig, toe hy terugkom met 'n kospakkie vir haar ook, en Anton grinnik weer.
ten spyte van die letsel oor sy gesig, sy tande wat beter daar geken het en die feit dat hy so erg toegegroei is, sien sy dat hy onmoontlik aantreklik is vir sy jare en as hy nie so stuur en bitter lyk oor die lewe nie. En hy het 'n hart vir diere. 3 katte kom nader en deel in sy feesmaal waar hy op die klippe in die agterplaas gaan sit. En toe deel hy die katte en hare ook. Elmien breek van haar hamburger se vleis af en deel dit met die uitgevrete klein harige rondlopertjies. Naderhand sit sy haar bakkie op die grond neer en geniet dit om te sien dat die katte selfs van die aardappelskyfies en tamaties saam met haar eet. Lekker bekkies, maar so bitter ongesond. Die dierebeskermingsvereniging sal haar seker aan die res van haar Franse vlegsel gryp en sê, wat dink jy, doen jy? Jy's veronderstel om 'n mediese persoon te wees. Wat doen jy as jy nie kan kies nie? Beggars can't be choosers. En net soos hierdie man, is die ou katjies ook maar net beggars. Uiteindelik staan Elmien op. Dis tyd om te gaan. Wanneer die oomblik van afskeid aanbreek, vra sy, sê nou, ek het by jou aangesluit op daardie boot van waar jy my uit Durban gebel het, in die hawe? Dink jy dat ons een of ander tyd sou trou, Anton? Trou? Ek en jy? Nee, nie vir een oomblik nie. Anton skud sy kop van kant tot kant, wat Elmien sy laaste bietjie selfvertroue 'n finale knak gee onder sy hoogs geamuseerde gesigsuitdrukking. Totsiens, Anton. Hoekom is die afskeid skielik so swaar? Sy gryp na 'n laaste strooihalm. Sy wil hom so graag net nog een keer na vanaand sien. Kry my môre weer hier by die kar, dan gaan koop ek vir jou ten minste 'n paar skoene en 'n lekker warm baadjie vir die winter wat om die draai is. Skoene en 'n baadjie, nou wat is verkeerd met myne, grin hy. Ag, besluit maar self. Elmien is dankbaar omdat hy bereid was om saam met haar te stap, want so hier en daar sien sy nou ander karakters ook in die strate rondhang. Dit is nie veilig om teen 11 of 12 op enige plek alleen in Suid-Afrika rond te hang nie eens vir 'n man nie. Mense wat waarskynlik maklik sou nader storm om die sleutel van haar kar by haar oor te neem. Maar met Anton by haar, los hulle haar in vrede. Vreemd. Die man wag dat sy haar deur oopmaak en inklim. Toe sê hy, Elmien, dankie vir 'n baie vermaaklike middag en aand. Vergeet van die klere môre en ek het net gespot oor die saamgaan na Forelhuis. Na vanaand hoef jy my nooit weer te sien nie. Moenie oor my dink of wonder nie. Drank en 'n harde lewe het miskien my brein en wilskrag aangetas, maar met my geheue is daar beslis niks verkeerd nie. Ek ken jou regtig nie. Ek het jou nog nooit tevore gesien nie. My naam is nie Anton nie. Ek is William Roux en hier is die bewyse. Uit sy stikkende baadjie se sak kom 'n stokou identiteitsdokument en die keer moet Elmien hom eenvoudig glo. In die lig van haar selfoon sien sy dit. Hy's waarskynlik 'n ouer weergawe van die foto in die boekie en die man in die boekie is nie Anton Schoeman nie. Sy gee die vervalle idee boekie aan die man terug. Vir 'n hele middag en die helfte van 'n nag stap sy agter 'n vreemde boemelaar aan. Wat het haar besiel? Sy moet huis toe gaan, dringend gaan bad, tandeborsel, in 'n warm bed klim en die vreemde droom wat sy pas beleef en van vooraf gehoop het, gaan afslaap. Elmien staan seuns 7 Saterdagoggend op. Dit is nou maar een ding, selfs al hou sy vakansie, slaap sy nie later as 7 nie. Haar gedagtes gaan weer terug na gister, die man wat sy verkeerdelik aangesien het as Anton Schoeman, William Roux, maar om een of ander rede kan sy nie ophou om aan Anton se ma te dink nie. Die tannie het 3 jaar gelede haar 85ste verjaarsdag gevier, haar laaste een op aarde, en Elmien was ook daar om dit saam met die mense te vier.
Dit kon dalk 'n geseënde ouderdom gewees het, as haar kop nog helder was. Maar Tannie Susan se kop het haar jare gelede verlaat. Sy was meesal in 'n droomwêreld van haar eie. Dan het sy haar 2 seuns met mekaar verwar. Seker maar goed, want dit is beter as om aan een te dink dat hy dalk dood is. Vir Leonard, wat daar was, het sy gereeld aangespreek as Anton. Dis nie Anton nie, ma, ek is Leonard. O, het sy ma daarna met die volste oortuiging gesê. Dan sal Anton seker later vandag 'n draai kom maak. Miskien sal hy, het die broer dan maar net getroots. Onder die stort oorval die ongelooflikste hartseer vir Elmen. Vir die hoeveelste keer in haar lewe huil sy oor iemand, wat waarskynlik lankal nie meer is nie. Vergeet van Anton Schoeman of William Roux of wie ook al hierdie verlore siel wat haar hele gelykmatige lewe gister kom omkrap het. Maar sy kan nie regtig nie. Sy vat later haar handsak en stap na haar kar toe. Miskien was gisteraand sy ervaring met 'n vreemde boemelaar die teken dat sy ook maar mag begin afskaal. Skielik voel die stadse gewoel na 'n gejaag na wind, die wetywering om meer pasiënte as haar kollegas te sien. Sy smag skielik na eenvoud, na minder, na niks. Sy wil ook net wees. Miskien is 58 presies die regte ouderdom om af te tree en op te hou werk. 'n halfuur later bevind sy haar weer by daardie restaurant waar sy en Anton, aka William, gisterand in die agterplaas kos gekry het. Die man wat gisterand vir haar die kospakkie gegee het, wys vir haar 'n tafel langs die venster. Hy sit 'n glas lemoensap voor haar neer en vra met 'n breë glimlag: "Het jy besluit om vandag sonder die dokter te kom kuier?" Elmien verstik in haar sap. Sy wonder of sy reg gehoor het. "Die dokter? Wat bedoel jy?" Sy kan seker vir hom sê dat sy eintlik die dokter is, of watter deel van die vraag verstaan hy verkeerd, of sy. "Ja man, die boemelouw saam met wie jy gisterand uitgehang het. Ek onthou vir jou man, en hy is mos Dr. Wills, William Roux." "William Roux? Is hy eintlik 'n dokter?" vra sy. "Nee, seker nie regtig nie, maar die goed wat hy soms doen, laat dit lyk asof hy een kon gewees het, eens op 'n tyd in sy lewe. Hy het een keer 'n ou hier gehelp wat 'n hartaanval gekry het. Die ou aan die lewe gehou het tot die ambulans gekom het, en 'n ander keer 'n ou wat onder 'n kar deurgeloop het, eerste hulp gegee." "Nooit." Elmien sit haar glas weer neer. "Ek wonder baie oor ou Wills en die stories wat hulle oor hom hier rond vertel." "Wat se stories?" vra sy. "Ag, sommer dat hy wel 'n dokter was in sy vorige lewe. En dan was daar natuurlik iemand wat na hom kom soek het. Sy broer glo. 'n ander naam as Roux. Ek kan nie onthou wat dit was nie, maar dit was hy wat op die foto was. Die man het vertel dat sy broer, sy vrou en kinders daar agter een van die ystergordyn of bamboesgordynlande verloor het. Daai kommunistiese lande. 'n Bomontploffing glo in sy huis, want hy was mos 'n Christen dokter in een van daai lande. Hy was blykbaar by die hospitaal, toe kry hy die nuus. Hy het glo beserk geraak toe hy gehoor het sy familie is dood. Lede van die Franse legioen het hom daar uitgesmokkel tot in Suid-Afrika, en toe het hulle vir hom 'n vals paspoort laat maak. Miskien is hierdie Wills, William Roux, sy vals naam, want sy broer het blykbaar sy papiere reggemaak, sodat hy weer kan praktiseer hier ook. Gesê hy's 'n dokter, en toe verdwyn die man. Ek het so baie gewonder of daai ou nie dalk Wills is nie, maar ag, ek weet nie regtig nie. Geniet jou ontbyt. Elmien eet so ietsie van die ontbyt, betaal en stap na die plek waar haar kar gister gestaan het. Daar waar sy in hom vasgeloop het. Sy gaan sit plat op die sypaadjie, skop haar skoene uit en wag.
Dit is net voor 1 uur, toe 'n paar verwaarloosde voete in flintertrappers met gelapte sole langs haar verskyn. Met 'n sagte kreun sak die man ook op die sypaadjie af. Het jy waaragtig teruggekom om vir my daai baadjie en skoene te kom koop? Vra hy. Ek het mos vir jou gesê, ek soek niks. Ek het genoeg van alles. Nee, ek is terug, want daar is iets anders wat ek vir jou wil vra, William. Wat? Sy word gedwing om op te kyk in sy helder blou oë. Sy sluk, voordat sy die mees impulsiewe gedagte, wat nog ooit by haar opgekom het, aan hom toets. Ek het gedink, ek wil 'n groot huis koop, net hier op die dorp, en toe het ek gedink ek wil hoor of jy my sal kom help toesig hou, terwyl ek die plek restoreer en mooi maak, miskien 'n gastehuis daarvan maak. Sy wenkbroue maak sulke snaakse bewegings, voordat hy eerlik bieg. Ek weet nie of ek kan help nie, ek het bitter lanklaas hard gewerk. Wel, dit is juis hoekom ek jou hulp nodig het, Wills. Nie om te werk nie, om my te leer om op te hou werk, om op te hou om geld te jaag. Nou, dan kan ek voorwaar 'n goeie leermeester wees, glimlag hy. Maar ek beloof niks. Waar wil jy begin? Wel, ons bel 'n eiendomsagent. Verbaasend genoeg bly sit toe sy opstaan, na die glasvenster toe stap en die nommer van die eiendomsagent op haar selfoon insleutel. Sy bel en is bly dat die afspraak eers vir 3 uur die middag is. Daarom vra sy, William, mag ek vir jou 'n paar stukkies klere gaan koop, sommer by Pep? Hier is nie juis ander klerewinkels op die dorp nie. Ja, jy kan, maar net as ek nie hoef by te wees nie, net nou dink hulle, ek wil iets steel. Nee, jy moet asseblief nie by wees nie, Wills, ek is bang ons het nie dieselfde smaak nie, spot sy. Gelukkig dat daar nie juis 'n wye keuse van klere is nie, maar Elmien kom tog uitgestap met 3 reuse sakke vol goed, en amper draai sy in haar spore om en gaan maak die sakke weer daar binne leeg, want William Roo is spoorloos weg, toe sy na die plek stap waar sy hom laas agtergelaat het. Blikskorrel brom sy en stap na haar kar toe. Sy maak die bak agter oop om die goed in te laai. In Pretoria sal sy dit maar by een van die welsynswinkels gaan afgooi. Praat jy miskien van my? Is ek die blikskottel? Vra 'n nou al bekende stem agter haar. Williams, verflaks, ek dag jy's weg. Ek was gou weg, ek moes net my boedel en aardse besittings gaan uitsorteer, spot hy. My komberse en 'n paar goedjies gaan skenk aan ouens wat dit nodiger as ek gaan kry. En ek moes dan in my beursie met my ID-boekie, my nuwe ID-kaart en bestuurderslisensie ook gaan haal het. Nogal nee, nie net die gehavende boekie van gisteraand nie, 'n kaart ook, beter as baie mense wat sy ken. Fantasties, nou maar klim. En nou gaan ons na daai forelplaas toe, en die keer nooi ek jou regtig. Of wil jy bestuur, aangesien jy mos 'n bestuurderslisensie het? Nee, ry jy maar asseblief. Hy klim in en maak sy gordel vas. Die sekuriteitsman by Forel se hek kyk vreemd na die vuil verwaarloosde man wat langs haar sit en vra, wie is hy? 'n Vriend van my, antwoord sy. Is hy nie die ou wat so op daardie ander dorpie rondhang nie? Vra die sekuriteitsman en kyk nou mooi na hom. Dit is dalk hy, maar wat maak dit saak? Hy is nog steeds my vriend. Wel het hy 'n ID, want anders mag ek hom nie deurlaat nie. Veiligheid vir die mense wat hier binne in vakansie hou. Ja, hy het. Jou ID, William Roo? Sure. Hy oorhandig sy kaartjie aan die man. OK, ry maar, besluit die hekwag, nadat hy baie lank daarna gekyk het en dit weer teruggegee het. Hoe laat moet jy die eiendomsagent sien, vra William,
toe hy agter haar by die kliphuis op die vakansieplaas instap. 3 uur. Ek sal gou vir ons iets maak om te eet. En as jy wil, kan jy deur die klere kyk wat ek gekoop het en iets anders aantrek. Daar is skoene ook en 'n paar stukkies toiletware. 'n Skeermes en seep ook, maar hy moet maar self besluit of skoonmaak, bad en skeer iets is waarin hy sal belangstel. Maar hy sê self, as jy nie omgee nie, sal ek baie graag eers wil gaan bad. Watter kamer mag ek gebruik? Want sekerlik gaan jy nie 'n slegte gomtor soos ek in jou eie slaapkamer toelaat nie. Nee, ek gaan nie, so kies enige van die ander kamers. Elkeen het 'n eie badkamer. Elmien stap kombuis toe om te gaan broodjies maak. Op die toonbank sien sy 'n versleute beursie lê. Die een waaruit William 'n ID-kaart, nie 'n groen boekie nie, en sy rybewys gehaal het om vir die hekwag te wys. Elmien bedoel nie om in sy goed te krap nie, maar sy is tog nuuskierig. Daarom vou sy beursie oop, en toe moet sy aan die toonbank vashou om nie om te val nie. Die ID-dokument en rybewys behoort aan Antonio Gerhardus Schoeman. Haar eerste instink was dus reg. Dan is dit tog hy. Niks berei haar voor op die man wat 20 minute later uit die badkamer kom nie. Anton sonder enige verdere twyfel, want onder die oortollige hare, wat hy nou van sy gesig afgeskeer het, sien sy mos ook daardie letseltjie op sy kennebak, wat hy gekry het nadat hy oor die hekkie by haar huis gestruikel het, nadat haar pa besluit het, dat die vryery tussen hom en sy dogter te warm geword het, en hulle nie alleen in haar kamer mag wees nie. Nie dat dit of enige iemand hulle daarna weer uitmekaar kon hou nie. Anton tel sy beursie op en hou dit nou na haar toe uit. Ek het klaar gekyk, bieg sy. Toe maak sy haar arms oop en hy stap in. Welkom terug, Anton. Sy liggaam begin ruk. Hy huil. Dankie, Elmien. Dankie dat jy my gekry het. Dankie dat jy bereid is om my weer terug te bring na ons toe, en dankie dat jy my onvoorwaardelik aanvaar, net soos wat ek nou is. Die einde. Ek wou die storie hier laat stop, toe dog ek, nee, net soos ek, sal julle seker ook wil weet wat toe verder gebeur het. Elmien het toe die huis in die dorpie daar naby gekoop. Sy het haar aandele in die praktyk en met 24 in die stad verkoop. Anton sal nooit oor sy gesinnetjie se dood in Iran kom nie. Dit is die ergste ding wat met 'n man en 'n pa kon gebeur het. Hy het uitgehaak en wou almal doodmaak, sy gesin se dood wreek. Maar gelukkig was daar vriende in die Franse weermag, die mense wat vir hom die Afrikaanse paspoort gekry het en die nuwe ID-dokument wat hom as Roe aangee. Met Elmien se hulp het Anton nou weer kontak met sy broer ook. Hulle kuier gereeld oor en weer. Elmien en Anton het 'n gastehuis van die kasern gemaak. Hulle ontvang nie baie mense nie. Dit maak te veel inbreuk op hulle eie inhaaltyd. Julle kan seker raai hoeveel het hulle om elke dag vir mekaar te vertel. Die dat Elmien ook besluit om op te hou werk. Hulle maak in elk geval genoeg geld as hulle net so af en toe 'n kamer in die gastehuis aan mense verhuur. Buitendien is haar oorgekwalifiseerde faktotum en opsienner van die gastehuis, Dr. Antonio Gerhardus Schoeman, heeltemal tevrede om met kos en slaapplek betaal te word vir sy dienste gelewer. En sy hou soveel van daardie dienste, want dit sluit daarom net in om soms toesig te hou oor die werkers op die terrein nie. Nou is ons regtig by die einde. Dankie dat jy geluister het.